begin. So, vir die wat nou net ingeskakel het en my vir die eerste keer hoor. Die Here praat met my oor, weet ons moet nie die nuus oor vertel nie. Jesus het nooit die nuus oor vertel nie. Die nuus praat, jy hoef nie net oor te vertel nie, lees die nuus. Wat ons moet doen, is om die positief wat in ons gees is, te praat. En dis nie positive confession nie, dis nie waarvan ek praat nie. Dit beteken net, ek praat vanuit 'n ander realm, ek praat vanuit 'n ander werklikheid. Hierdie wêreld julle is verganklik. Alles van hom is verganklik. Heersers kom en heersers gaan, politici kom, politici gaan. Geld kom, geld gaan. Dis eeue al so. Ek onthou 'n paar jaar terug, met al die storie, Dirkie my vertel, hulle is by 'n boerevereniging vergadering en dit was daai tyd van die droogte van so 5 jaar. En die boere klaar en dit gaan swaar en dit gaan moeilik en toe staan daar 'n oom op te sê, julle moet nou net onthou dat dit was droogte vir 7 jaar in Moses se tyd. Jy weet, so moeilikheid het ons al gehad, die Bybel weer daarvan. Jy weet, so, ons dink as ons ons weet die Here is baie besig om die universe en so aan. So ons die idee as ons vertel van 'n moeilikheid is, dan sien die Here, hy sies tog, hy mense in die Cederberg kry swaar, ek moet hulle bietjie help, ek het van hulle vergeet. Nou ons dink baie keer so en wie van julle weet ons bid ook baie keer ons probleme. En so die Here het vir my gesê, nee, praat vanuit 'n geestelike realiteit. Praat uit van die realiteite wat nie vergaan nie. Praat vanuit die koninkryk wat standhoudend is. Hy sal nie vergaan nie, sê die woord. Praat die koninkryk, die lewe, die hemel, die ewigheid, die heerlikheid. Nou vanoggend, en ek gaan dalk volgende jaar so 'n reeks doen, soos die laaste diens van die jaar. En die tweede ding wat die Here my gesê het, moenie asseblief nie na mense verwys as stupid nie. Niemand is stupid nie. Dis 'n baie lelike aanname, maar die Bybel praat van verstandige en dwaase mense. Wie weet, dis die waarheid. En toe kry ek weer nuwe lisensie. En toe verstaan ek dat as 'n klomp mense wat grade het, maar hulle is dwaas. Daar's 'n klomp mense wat nie geld het nie en in die mense se oë mag hulle dalk lyk as iemand wat nie gekwalifiseer is nie en hulle is baie wys. Wie weet, dis die waarheid. So dwaasheid en wysheid is 'n manier van dink en julle kan julle eie, ek wil julle 'n bietjie vra om huiswerk te doen. Sê julle huiswerk doen vir my? Vir jouself eintlik, dis nie vir my nie. Maar in julle app, julle deesdae se apps, is dit lekker, kan jy jou Afrikaanse vertaling oopmaak in YouVersion en dan gaan doen jy 'n Bybelversie soektog oor dwaasheid en verstandigheid. Dan gaan kyk jy al die baie versies wat handel oor dis 'n dwaas en dis hoe 'n verstandige mens leef. Dit is nogal baie interessant om dit, wie gaan dit doen by die huis? Dis julle assignment vir die vakansie, is om te gaan, Natasha is looking at me, Jan, waarvan praat jy? Verstandig, by the way, my Engelse professor wat 'n tale guru is, hy sê vir my, daar's nie 'n Engelse woord vir verstandig nie. Yay! Sien die Afrikaans het hom gewen daar. Want verstandig is 'n baie presiese woord. Dit beteken dat jy's nigter, you are reasonable, but daar is nie 'n Engelse woord wat verstandig mooi kan vertaal nie. Dit is so 'n pragtige Afrikaanse woord. Sê gou vir die ou langs jou, ek het nooit geweet jy's so verstandig nie. Alright, so dis 'n gebed wat ons kan bid, is verstandigheid. Verstandigheid. Wie van julle het al goed vergeet en dink jy, jy's hom. Nou hulle sê jy moet nie bekommerd wees dat jy Alzheimer's het nie, solank jy onthou dat jy vergeet het. As jy begin vergeet en jy weet nie jy het vergeet nie, dis wanneer daar moeilikheid is. So. Nou 'n lang inleiding. Ek wil vandag praat aan die einde van die jaar oor 'n ding wat ons in die kerkewêreld al baie mee te doen gehad het en as julle Pinkster en charismaties groot geword het julle iewers al te doen gekry met die welvaartsteologie. En welvaartsteologie het sy tentakels in ons ingekry, want jy vervals nie 'n R20 noot met 'n R21 noot nie. So daar's 'n groot waarheid dat God vir ons wil seën en dat daar's baie skrifte. Wie weet sê amen, dat die Here het vir Abraham as 'n ryk man, Paulus was nie arm nie, want ewen Agrippa wou by hom
iets gekry het as 'n geskenk. So ons sien dat die Here wil seën en die Here het weet Jesus het was nie arm nie. En intene daar's nou studies gedoen wat nuwe studies oor die antieke kerk en die ou idee was dat die Christene was paupers. Hulle was arm en die armste van die arme mense. Maar dit sou nie waar wees nie, want hoekom sal die arme mense wat as jy kyk na geletterdheid het van die eerste Christene of die tyd wat Jesus geleef het was omtrent net 10% van die bevolking was letterkundig of kon lees en skryf. Nou hoekom as die kerk net bestaan uit mense wat nie kan lees en skryf nie, sou jy alreeds na 40 en 50 en 60 na Christus die skrywe van die Nuwe Testament, die evangelies en so aan wou hê. Wie sou dit geskryf het? Wie was daai mense? So wat interessant is dat daar ten minste tussen 20% en 30% van die vroeë kerk was geletterde, ekonomiese standvastige mense. Jy sal onthou dat in die eerste verdeling waar mense grond verkoop het en dit gedeel het, dit sê daar was welvaart, daar's mense wat iets besit het van waarde wat dit gedeel het. So die idee dat ons net arm moet wees, asof armoede word gesien as geestelikheid. Hoe armer jy is en hoe slegter dit met jou gaan, dan kyk ons en sê, "Foei tog, hy's hom so heilig." Die ander kant van daai muntstuk is die ou wat dan nou geseënd is die ou wat geld het. Dan sê ons, "Jesus, hy's hom geseënd. Jong, die Here is hom goed en ons voel self goed as dinge met ons goed gaan." Kan julle sien, dis halwe muntstukke. En vandag wil ek 'n verstandige perspektief bring oor die seën van die Here. Is julle okay met my? 'n Skrif wat ek wil lees is Psalm 66. Psalm 66 vers 11 en 12. Hy sê, "U het ons met 'n net gevang, 'n sware las op ons geplaas. U het mense oor ons laat ry, ons deur vuur en vloed laat gaan en tog gebring waar daar oorvloed is." Het julle hom daar op die skerm wil Jean asseblief? Psalm 66 vers 11 en 12. Wat 'n interessante vers. Nou, wie van julle, moenie nou julle hande opsteek nie, want dan gaan almal julle hande opsteek. Ons het 'n verlede Sondag gehoor van 'n klomp mense wat vertel, hierdie was 'n swaar jaar. Hierdie was 'n moeilike jaar. Party mense was siek, party mense moes operasies hê, party het finansiële verliese beleef en party beleef al swaar vir 'n baie lang tyd. En dan vra mens vir jouself, nou waar is die seën van die Here? Nou, dis interessant dat ek en Chantal het dit ook nou gedoen. Ons was geseën hierdie paar dae met vriende wat vir ons gebless het om wildernis toe te gaan. Hulle het vir ons getred en die plek betaal. Ja, ons het daar lekker gekamp en dan voel ons geseënd want ons voel die Here het nou vir ons goed gewees. En as daar mos iets lekker met jou gebeur, dan sê ek is so geseënd. En dan wanneer dit met jou swaar gaan, dan wat sê jy dan? Nee, dan bly jy stil. Dis ek reg. Jong, en as daar so 'n ou belastinggeldjie terugkom, as jy hom so geseën. Dan sê jy ook, die Here het my nou geseën en hom nou so 'n geldjie teruggekom het en hier het nou 'n dingetjie. En as dit swaar gaan, wat doen ons? Ons bly stil. Nou ek wil dit verander vandag. Ek is 'n geseënde van die Here. Maak nie saak wat ek het of nie het. Geseëndheid uit God se perspektief is nie 'n gebeurtenis nie, 'n verhouding. Wow. Right? Wie van julle weet dat moeilikheid stapel homself op baie keer voor 10:00 in die oggend? Maar wie van julle weet met die uit van hoe jy na die lewe kyk, dan kan jy ook sê voor 10:00 daarop 'n lekker paar goed ook mooi gebeur. Wie weet, dis ook die waarheid. So Selna, jy is nou verantwoordelik vir vandag se preek, want sy het so 'n mooi beeld gebruik verlede Sondag waar sy gesê het, die lewe is op en af soos 'n hartmonitor. Op en af, op en af, op en af. Sy sê as hy flatline, dan leef jy nie meer nie.
So party mense wil net flatline. Hulle wil net hê dit moet net goed gaan. Everything keeps going right Toyota. Dis hoekom hulle Toyota ry ook, jy weet. Niks moeilikheid en die kar moet breek nie, hy moet net hou vir lank hou en so aan. En dan sê ook, ek wil nie baie geld hê, net genoeg hê dat ek nie moeilikheid het nie. Want hulle weet te veel geld is moeilikheid, dan weet die familie ek het geld en dan kom soek hulle die geld. Ek het nou dag met 'n man wat in 'n arm buurt bly en hy het sy BMW en die kar se liggie stuk in my. Dit is al vir 'n jaar stuk en ek sê nou gaan jy nie die kar regmaak. Hy sê nee, die mense moet weet ek is arm. As ek kom vra hulle die hele tyd vir my geld. Wie van julle weet dat rykdom het ook sy moeilikheid, nie? En wie van julle weet dat te min geld is ook nie lekker nie? Daai goed wat jy wil hê, kan jy nou nie hê nie. Mense, ek dink die Here wil hê ons moet anders na alles kyk. In hierdie gedeelte sien julle dat die Here, sê die Here, het toegelaat dat daar sekere goed gebeur. Vuur, vloed, mense wat sleg behandel is, paar slegte goed gebeur. En dan sê hy, and he brought him out into rich fulfillment. Let's say that together. He brought him out into rich fulfillment. Dit klink soos die Nuwe Testament. Alles sal ten goeie meewerk vir hulle wat die Here liefhet. Dit beteken mense dat ons het moeilik. Wil Jean as jy hom daar kan opgooi. Hy sê almal wat godvrugtig wil lewe. Almal wat sê, wie van julle wat godvrugtig lewe? Sal vervolg word. Wat staan dit in die Bybel? Ja, dit staan in die Bybel. Ons glo nie dit staan in die Bybel nie. Wie van julle weet dat jy enige ding wat vorentoe beweeg kry windweerstand? So in 'n moment wanneer daar beweging is in die regte rigting, is daar vervolging, is daar weerstand, dinge werk nie lekker uit nie. Johannes 16:33. In hierdie wêreld sal julle dit moeilikheid hê. Nee, wag, lees hom gou weer. Gooi hom vir my op die skerm. Johannes 16:33. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Ons hou nie van daai versies. Nee, bless you. Daar was 'n tannie met valstande wat die hele tyd so gesê het, I bless you, en dan sê sy bless, dan val die tande so effens uit. I bless you. Dan vang sy hom so weer. Nou bless you. Jy kry sulke Christen, hulle wil net alles bless, hulle wil net so 'n plakker opplak. Maar wie van julle weet, daai is Christendom hou nie. Jy kan nie net alles wil, nee. Hy sê, hoor uit die vers, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld alreeds oorwin. Iemand sê onlangs vir my, sê vir my Jan, al hierdie politieke skommeling in ons land. Op die oomblik is dit rof. Ek wil nie volgende jaar se verkiesing gaan ons moet bid, mense. Groot klomp uitdagings wat ons in die oë kyk polities. En hierdie persoon sê ek dank die Here dat my politieke leier regeer al sedert die begin van die mensdom. Die een vir wie ek stem is Jesus Christus en hy sit op die troon. Ons kyk nie na hierdie omstandighede om te wonder nou, ek wonder, hoe gaan die kerk nou bestaan wanneer dit nou hierdie politieke bestel is? Nee, die kerk sal doen wat hy nog altyd gedoen het, want dis sy job. Hy het 'n ander koning onder wie hy staan. Sê amen. So, in hierdie lewe is daar swaar kry. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Josef. Dink julle Josef was 'n goeie ou? Josef dien die Here. Hy's meer geestelik as al sy boeties. Hy kry drome, die Here praat met hom. En wat gebeur met hom? Hulle gooi hom in 'n put. Ek het altyd die storie lekker vertel, want onthou ons goeie ouens verwag nie dat slegte goed gebeur. So jy kan nou dink hoe Josef binne in die put land en dan spot hy met sy broers. Okay, alright, okay, I got the joke. Okay, you can pull me up now. Ruben! Simeon! Come on, guys. Okay, I get it. I'm sorry. Ek het gedroom. Ek is jammer. Ek sal dit reg. Okay, ek sal nie môre gaan ontbyt maak. Okay, ek sal julle beddens op. Man. En dan raak dit net langer en langer. En dan kom die tou. Dan gooi iemand die tou af. En dink hy, sien jy. En dan kom hy op. En dan sien hy, hier staan 'n klomp vreemde Egiptenare en sy broer staan daar ver op
perde en hulle sit op hulle kamele en dan bind hulle hom vas. Kan jy dink hoe moes dit gevoel het? Hy sê, "Hey Bruce, guys, okay man, come on now. Dis nou nie meer ouens, dis nie meer snaaks nie. Okay." En imagine hoe hulle hom in hy waan gooi met die tralies en dan trek hy wa weg en dan ry die broers in 'n ander rigting in die son, so die son sak ry daar in die silhouet van die son in. En hy skree en dan besef hy, okay, hierdie is reël. En dan elke dag, wie van julle weet ons hoop mos altyd. Dan in die tronk hoop jy, miskien kom haal hulle my vanaand. Dit was hulle my net 'n les leer. En so word 'n week, 'n maand word 'n jaar. Josef, luister, het 13 jaar van sy put-ervaring totdat hy herstel was en die heerser in die land geword het, in Egipte. 13 jaar. Wie van julle weet ons het partykeer moeilikheid net vir so 'n maand nou raak ons opset. Hy moes die Here vertrou deur daai hele Paulus. Nou wat ek van hou julle, dis vir my beginsel wat ek iewers in die skrif raak gelees het en dit my so gestig wat ek nou oor praat, is dat toe die Here vir Moses roep, julle kan dit in julle notas gaan soek. Toe die Here vir Moses sê, hy gaan hom nou gebruik, weet, en hy gaan die volk verlos, dan staan daar dat die Here vir Moses gesê, die Farao gaan sy hart verhard. Hy sê vir hom dat die volk gaan teen jou draai, hulle gaan vir jou moeilikheid gee en jy gaan weerstand hê. Kyk, die duiwel is 'n tweedehandse verkoopsagent. Hy verkoop vir jou die kar en hy vertel jou net al die nice goed. Hy vertel nie vir jou dat hierdie kar het moeilikheid nie. En as jy hom koop, dan breek jy engine, dan gaan die radkas. Die Here doen die teenoorgestelde. Die Here sê vir jou die moeilikheid van die begin af. Dis hoekom 'n klomp mense vanoggend nie in die kerk sit nie. Want die Here sê vir jou in die begin, as jy die Here wil dien, gaan jy jou vriende verloor. Jy gaan jou eie geld nie meer joune wees, dit gaan aan die Here behoort, jou huis gaan nou aan hom behoort, alles behoort nou aan hom, en okay, yes, like. It's like you get the deal from the beginning. En dieselfde met Paulus, onthou julle vir Paulus, toe hy tot redding kom, dan staan daar en Ananias het vir hom vertel al die dinge wat hy gaan lei vir die Here se naam. Dis hoekom, as Paulus gemeentes besoek het baie min mense opgedaag. Ek spot sommer. Maar jy het geweet, as Paulus kom, dan gaan hy vir mense vra om saam te gaan. En om saam met Paulus te gaan, beteken jy gaan skipbreek lê in die tronk beland, sonder kos hê, gaan moeilikheid hê. Kyk gou vir die ou langs jou, sê, mense, hierdie lewe is vol moeilikheid, vat hom en geniet hom. Ons is elke keer surprise, as die lewe so vir ons 'n draai gaan, en dan kom ons, hoe kan dit vir wees? Hoe kan dit met my gebeur? Ons het dit vanoggend gesing. God doesn't owe you anything. En luister gou hierdie vers. Matteus 5, vers 12. Ekskuus, voor ek so toe gaan. Matteus, as ek nou my notas verloor. As dit nou my notas. Notas. Ek het dit nou iewers gehad, nou sien ek dit nie. Alright, maar hy sê, julle ken dit, ek dink dit staan nou, waar is dit? Daar's hy. Matteus 5 vers 45, as julle hom ook gou kan opgooi op die skerm. Ons vergeet, Jesus het dit gesê. Onthou, ek was nou in die Ou Testament, ek sê, nee Jan, die prosperity leer is vir die nuwe mense. Nuwe Testament. Nou hier sê Jesus wat? Hy sê die son skyn oor wie? Die goeie en die slegte mense. Die slegte goed, goeie goed gebeur met alle mense. Die feit dat jy die Here dien is nie 'n get out of jail card, dat jy nie gaan moeilikheid hê nie. So kom ons lees hierdie gedeelte, Prediker 9 vers 11. Nou wil ek julle met mooi aandag gee. Prediker 9 vers 11. In die Engels Ecclesiastes 9 verse 11. Hy sê verder het ek in hierdie wêreld gesien, dis nie die vinnigstes wat die reisies wen nie, nie die sterkstes wat die oorlog wen nie, nie die met wysheid wat kos het nie, nie die verstandiges wat ryk word nie, en die met kennis met wie dit goed gaan nie.
Alles word bepaal deur tyd en geleentheid. Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie, soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. Kyk, as een van daai, ek weet julle wil nou gehad, Jan, moet jy nou so preek op die einde van die jaar. Jy moet ons laat beter voel. Maar jy sien, dis vir my baie belangrik dat ons dit sien. God se beter voel is nie 'n pleister plak. Bless you nie. Dis nie everything keeps going right nie. Nee, hy sê vir ons, elke jaar, volgende jaar gaan ook sy moeilikheid hê. En volgende jaar gaan ook sy seën hê, sê amen. Volgende jaar gaan daar goeie dinge gebeur. Jy! Maar volgende jaar gaan sy gewone moeilikheid hê. Dis hoe dit gaan. Maar hier is die ding. Hoor daai versie wat hy sê. Alles word bepaal deur tyd en geleentheid. Luister baie mooi. Daar's baie mense wat geleenthede by hulle laat verbygaan het. Because they couldn't do it. Hulle kon hulle self nie tot aksie laat oorgaan nie. Wie van julle weet dat ons eie mindsets is baie keer ons eie tronk. Dat jy dink jy kan 'n ding nie doen nie. Jy dink nee. Dis mos daai ou wat op 'n eiland is en dan kom 'n bootjie verby en die ou sê vir hom ek kan hom red. Die ou sê nee, ek is okay, ek gaan nog 'n bietjie bly. Nog 'n ouetjie kom verby en sê jong, kan ek jou red? Hy sê nee, ek is okay. Want hy wag vir daai groot boot. En toe sê hy in die hemel, hy's dood en hy sê toe vir die Here, hy sê Here, hoekom het jy my nie gered nie? Here sê ek het 2 keer vir jou bote gestuur. Jy het nie die geleentheid. Wie van julle weet dis die waarheid? Hoeveel keer gebeur daar geleenthede wat verby ons kom? Wat jy nie weet, gaan dit nou weer kom nie, maar jy moet hom vat. Jy moet geloof hê om aksie in te sit en 'n geleentheid aan te gryp en dit te maak werk. Amen. Jy kry geloof vir dit. Nou, ek gaan afsluit. En hierdie is vir my die kruks van my hele boodskap vanoggend. Julle weet, ek dink julle wat in hierdie kerk is, weet Matteus 5 is seker my gunsteling hoofstuk in die hele Bybel. Ek noem Matteus 5 die konstitusie van die Nuwe Testament. Soos in die Ou Testament was dit die wet. Jy moet die Here jou God lief hê, jy het al daai goed, maar in die Nuwe Testament se manier van leef is Matteus 5:6. Matteus 5 en 6 is agterste voor hom, onderste bo en de mekaar. As jy wil lei, moet jy dien. As jy wil hê, moet jy gee. As jy wil lewe, moet jy vrek. As jy eerste moet wees, wil jy laaste wees. Dis alles agterste voor hom. En hier is die een wat ek wil bysit op die lysie. As die lewe se moeilikheid gebeur, dan sê jy jy's geseënd. Nee, maar Jan. Nee, jy is geseënd. Kom ons kyk wat doen hy in Matteus 5. Jesus kyk na armoede. En wat doen hy? En hy sê julle het nie geld nie, julle is arm. Maar julle is geseënd. Jesus sien, luister mooi, die seën in armoede. En ek het 'n paar weke terug daaroor gespot, onthou julle toe ek vertel, arme mense is baie meer geseënd, hulle het meer tyd. Ek onthou kom daar in 'n plakkerskamp met vriende van ons. Hulle het saam met my die crash daar in Citrusdal begin. En is 'n Saterdagmiddag, dis warm of 'n weeksmiddag. Dis 3:00-4:00 in die middag toe ek by die shack kom. Hulle bly in 'n shack. Toe het hulle nou man en vrou vir hulle groot kombers daar neergesit en hulle seentjie is toe so 3-4 jaar oud. Pragtige ou seentjie, hy't sulke frolics, wat mense daai hare wat so in die rigting staan. Ons het hom een van ons modelfoto's gebruik om die crash te bemark. En hier sit hulle en hulle gesels en kuier en ek kyk dan en ek dink wie's ryk? Dis 'n gesin wat kwaliteit gesinstyd het en hulle speel, lag en gesels. En dan dink ek aan 'n klomp mense wat werk en vanaand as hulle in die bed lê dan kners hulle tande in die gums in van al die worries. Né? Nee, die Here kyk na dit en hy sê nee, hy sê alles geseënd. Hy sê die wat treur is geseënd. Die wat vervolg word is geseënd. So luister gou vir my. Ons kan nie help wat met ons gebeur nie, maar ons kan ons perspektief verander om in die midde van ons stryd onsself as geseëndes te sien. Sê ek is geseënd.
Weet jy hoekom is ek geseën? Nie omdat ek iets het nie, maar omdat ek Jesus het. Nie omdat ek besittings het nie, maar omdat Jesus in my hart woon. Hoekom is ek geseënd? Want ek het die ewige lewe. Ek onthou, ek het julle al die storie vertel, Dr. Brian Adams was daar in Uganda, sy verjaardag, en ons gaan daai dag na die armste plek waar ek nog ooit bedien het. Die mense het uit modder vir hulle kerk gebou. Dis 'n letterlike mud hut. Groot gebou. 100 mense staan en dans vir 2 ure en sing en het 'n lekker tyd. Julle, ek vir eers keer in my lewe het Jan Oosthuizen nie 'n preek nie. Ek voel so skaam, want daai mense het soveel meer rykdom, het meer van Jesus, gee meer vir mekaar om, het meer samesyn as wat die meeste van ons wat in hierdie wêreld leef, besef of leef. En ek onthou vir Brian het ek die middag, dit sy verjaardag, so ons eet die slegste kos wat ons nog geëet het. Ons proe net so, en ek besluit, ek het die vroegie oggend toe ons by die hotel weg is, het ek met die hotel gebreel dat hulle nou vir my koek bak, en as ons nou vanaand daar kom, gaan ons nou 'n koek kry. Toe ek daar kom is die kombuis toe. En so soek ek en roep en alles, hulle het die datum verkeerd gekry, die koek kom môre. Ek sê nee, maar die koek moet vandag gewees is sy verjaarsdag. En so stap ek so skullig na Brian en ek sê vir hom, Doc, please forgive me, I've arranged the cake. En julle ken vir Doc Brian. Hy sê, hey brother, keep your peace, man. Hy het altyd dit vir my gesê. Hy sê, keep your peace, brother. Hy sê, I'm saved and delivered. I was a drug, you ken sy storie. I was a drug addict and I was a dit en a dat en a dit. Hy sê, I'm saved, my name is on the roll. Hy sê, I've received all the gifts that I could ever want. I'm saved. Sê, amen. Sê ek is geseënd. Maak nie saak wat so moeilikheid kom nie. Jy sien, had 'n oue 'n kursus geskryf, die yes kursus. En die hele kursus gegaan, jy moet net vir alles ja sê. Jy moet 'n yes person wees en yes, en yes. En gaan dit met jou fantasties. Gaan dit met jou goed? Ja. Yeah. En toe pleeg hy selfmoord. Julle nie daai sien kom nie. Wie van julle weet dat jy kan nie die hele tyd aan net die goed vashou nie, maar jy kan ook nie die hele tyd aan die sleg vashou nie. Dis die heartbeat, Selna. En die heartbeat sê, ek vat hom soos hy kom. Ek vat die oppe en ek vat die affe en ek prys die Here vir albei. Sê amen. Sê ek prys die Here vir albei. Ek loof die Here want hy is goed. Nie nou net om goeie goed gebeur het nie, maar omdat hy in my hart goed gedoen het, uit my lewe kom red. In die iemand skryf vir my in die week en oor sy verhouding, sy huwelik en so aan, en ek weet nie wat vir hom te antwoord nie, maar daar sekere fisiese constraints wat ek sien wat hy sien en ek weet nie hoe om vir hom hoop te gee nie. Want ek sien nie sy situasie gaan vinnig verander nie. En ek onthou, en julle kan dit in die notas kry, ek is altyd baie lief vir Madame Guyon. Madame Guyon het in die 16de eeu geleef, en as julle dit ook hierdie huiswerk kan doen, hierdie vakansie, gaan lees 'n bietjie vir Jean Guyon. En sy het, julle kan dit aanlyn kry, dis verniet, gaan soek die letters of Madame Guyon. Dis die briewe wat sy geskryf het terwyl sy in die Bastille was, toegesluit in Frankryk. Nou ek was daar. Dit is 'n donker stinkende, weet, want is nat, jy weet, net langs die Seine en die rotte en die goed. Dit is 'n verskriklike plek. Sy het 7 jaar daar gebly. Sy skryf die volgende vir haar broer. Please present my cordial regards to you, brother. I sympathize deeply in his misfortunes. Sy praat van haar broer. I use this expression in conformity to common usage, but it does not express the sentiments of my heart. I'm convinced that the loss of wealth, worldly honor, persecutions are the best instruments to unite us to Jesus Christ. All evils, or apparent evils, are great blessings when they unite us to the all in all. I pray God to sustain him. His sufferings only increase my sympathy and love for him and our Lord. My health is still feeble, but all is well. In the depths of my heart, God is there. Okay, wie van julle klaar so 'n bietjie? Hou op klaar.
Kyk, dis Kersfees se nuwe boodskap as jy die Kersdag gaan hou en jy vier, dan sê ons sal in hierdie gesin nie weer kla nie. Want ons het nie iets om oor te kla nie. Sê amen. Nie almal sê amen daarop nie. Ek daar's 'n video wat ek wil hê julle moet sien en op die skakels deel van hierdie preek is 'n vrou met die naam Emily Levine. En die eerste keer toe ek hierdie video sien, hierdie tannie, sy staan so in 'n so kunstige tannie met tekkies en ek is baie lief vir TED Talks waar al hierdie slim mense hulle toesprake lewer en hier is hierdie tannie. Sy is 'n wetenskaplike wat in filosofie gestudeer het en toe besluit het om in haar jong dae 'n komediant te word. En sy het baie bekend geword wêreldwyd deurdat sy fisika en quantum physics en die diepte en die kompleksiteit daarvan het sy maklik gemaak vir mense en sy het dit op 'n grappende manier gedoen. En dan het sy uit aard van dit het sy met hierdie groot wyshede gekom en haar hele lewe lank was sy bekend as the wisdom comedian. Sy het altyd hierdie lewenslesse vertel. Sy staan voor die gehoor en dis net so 2 jaar voor haar dood en sy sê I've stage 4 cancer. Sy sê and don't feel sorry for me at all. She says I'm blessed. En dan begin sy haar storie vertel van dat die kosmos, die aarde, het 'n siklus dat goed blom en goed sterf. En dat hierdie hele siklus van dood en lewe is deel van die aarde. Sy sê why on earth would I go against the rhythms of the cosmos and try to be ambitious to live here forever? She said, I have no legacy that I want to leave behind. My only legacy is that I've contributed while I'm alive and I give my life as a blessing to those who receive me. She says, and my greatest blessing is to receive that blessing back. Julle, ek kyk na hierdie storie en ek kyk na haar lewe en dan dink ek, moet ons as kinders van Here nie die mees happieste mense op die planeet wees nie. So kyk gou vir jou gesig, jy kan nie vir jou gesig kyk nie, maar praat met jou gesig en sê gou vir jou gesig, nee man, smile. As hy kom gou. Want ek het sien of jy kan smile, jy lyk so suur. Ek is 'n suurtier, maar ek is darm hier. Alright. Daar kom die smiles nou. Hey, kinders van die Here het lewe binne. Ons kan en loop ten spyte van al ons swaar kry wat ons het, soos al die ander mense. En weet julle wat? Ons kan dit doen met 'n smile. Ons kan dit doen met 'n stukkie veerkragtigheid. Ek hou van daai woord veerkragtigheid. Jy moet so loop met so effens 'n hap. Moet so 'n bietjie loop met so effens asof jy lus is om te loop. Né? En as jy praat met jy bietjie lyk of jy wil lewe. En as jy dinge doen met jy dan lyk asof jy dit lus is om dit te wil doen. Party jong mense lyk mos of hulle wil doodgaan as hulle iets doen. Hulle is net alles stadiger en die goed hang. So ouer ek raak kom ek agter goed hang van self. My klere hoef nie te hang nie, my velle hang, die goed hier om my oë hang en alles verder hang. Die vel raak mos nou los soos wat jy nou ouer raak. So geniet hom nog. So ek sê vir ons jong mense, ek het vir Will Jean en vir al ons jong mense gesê as hulle so kom as hulle is moeg, sê ek dis jy mag nie die woord moeg in my teenwoordigheid gebruik nie. Jong mense is nie moeg nie, hy's dit lui. Ja, oom ek is moeg. Nee, jy sê moeg nie, jy sê lussie. Daar's 'n verskil. Ek is moeg. Nee. As jy 19 ure of 17, wie van julle werk lang ure, 12 ure gewerk het, dis moeg. En jou voete pyn en jy kan nie regop staan nie van al die seer. Hey, mense, kom ons begin rejoice in ons lewe. Sê gou amen. Kom ons wees positief man. Kom ons stap hierdie nuwe jaar in met 'n stuk positiwiteit. Nie omdat ek vir julle sê alles gaan goed gaan nie. Maar omdat ons Jesus by ons het. Ons het hom om saam met ons hierdie goed deur te gaan. En hy help ons om dit te doen. Kom ons staan. Gelukkig is dit dan koel vandag. Jy nie bly dis koel nie, hè? So kom ons steek ons hande in die lug en sê vir die Here dankie vir 3 goed. Net daar waar jy staan. Sê vir die Here dankie vir 3 dinge wat jy voor kan dankie sê nou. Dankie Here
Dankie Vader vir u liefde, u goedheid, u nabyheid, u teenwoordigheid, u leiding. Dankie Here dat u met ons is, God Immanuel. God Immanuel. Here, ons kom vanmôre teen pessimisme, negativiteit en 'n klaaggees en murmurering. En Here, ons wil vanoggend al daai afgooi. En ons beteken nie dat ons nie swaar kry nie. Partykeer sug ons. Want die lewe is swaar, maar Here, vanoggend wil ons hoop op u sit wat by ons is. Here, u sal ons nie deur die dal van doodskade gaan nie. U is met ons. In alles is u met ons. Vader, en ek dank u dat ons hierdie vakansietyd bewus sal word, sal sien, sal ons oë sal oopmaak om te sien die multiple, die groot blessings wat u alreeds vir ons gegee het. Maak ons oë oop vir die seëninge. Tel jou seëninge. En Here, laat ons dit sien, laat ons dit waardeer, laat ons dit geniet in Jesus naam. Vader, ek bid vandag dat u vir ons 'n standvastige, verstandige gees gee om in hierdie lewe reg te navigeer, sodat ons hoop en lewe verander kan wees. En almal sê, amen. Dra na die persoon langs jou, gee vir hom 'n gebed kortliks, bid vir hom, seën hom.